So ons maak vanmôre by 'n kritiese belangrike teksgedeelte oop in Handelinge en ek wil vir jou vra om jou vinger op 2 ander plekke ook te sit in Handelinge. So ons lees vanmôre Handelinge 9, hoofstuk 9 vers 1 tot 19, maar jy kan jou vinger ook insit asseblief. Jy hoef regtig nie die ander tekste te soek nie. Ek gaan so 'n bietjie vorentoe en agtertoe. Ek gaan julle pla vanmôre. Die ander een is Handelinge 22 en die derde plek is Handelinge 26. So jy kan jou vingers daar insit of ietsie daar indruk. Hoekom 3 plekke? Dis dieselfde stukkie geskiedenis, gebeurtenis waaroor ons vanmôre praat, op 3 verskillende plekke neergepen in Lukas se weergawe van Handelinge. Miskien moet ons die titel verander. Partykeer wil ek die titel van die verlore seun in Lukas wil ek verander na die barmhartige pa toe. Né? Maar dit is eintlik mos maar die pa wat op die einde van die dag, julle laasweek kan onthou, wat sy arms oopgemaak het vir sy sondige kind wat teruggekom het. So ons sê altyd dis die Handelinge van die apostels. Dis die boek se naam. Maar ek dink ons moet daar praat van die Handelinge van die Heilige Gees deur gehoorsame apostels of deur die kerk van die Here Jesus. Want dis waaroor Handelinge gaan. As jy vanmôre induik by Handelinge 9, dan is ons al besig van Handelinge 1 tot 8. So jy kan dit opvang op ons YouTube kanaal. Gaan kyk dit sommer daar en dan maak jy jouself vol. Handelinge 1. As jy vanmôre se boodskap gesien het en jy's hier, dan dankie daarvoor, want ek dink daar gaan 'n paar ouens môre opdaag. Want in my boodskap het ek geskryf, ek sien jou môre by die inloopdiens, want ek het hom al gisteraand geskryf, so miskien gaan daar môre ook 'n tweede diens wees. Maar as jy nou net my tema kan onthou, dan het ek daar opgeskryf, opgevrommel in jou snippermandjie. Niemand is te ver weg van Jesus om gered of gebruik te kan word. Nou, julle onthou die +1 kaartjies, ons gaan nou weer terugkom daarna toe. So partykeer skryf mense naam hier op en dan as jy hom klaar opgeskryf het, dan vrommel jy hierdie +1 kaartjie op en sê, Here nee, hierdie ou. Opgevrommel in die snippermandjie. Miskien is dit jou naam wat jy self daar geskryf het. Miskien worstel jy so met jouself, dat jy jou eie naam opgeskryf het en sê, selfs my eie naam, ek, is not worth it, en jy gooi dit in die snippermandjie. Opgevrommel in die snippermandjie, niemand is te ver van Jesus om gered te word of gebruik te kan word. Intussen het Paulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriesters toe gegaan en van hulle het hy bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om die aanhangers van die leer van die Here wat daar was, mans sowel as vrouens, gevange te neem en hulle na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis was naby Damaskus, kom daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is die Here, vra hy toe. Ek is die Here, ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan nou op en gaan na die stad toe en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hulle het hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie. Hy het niks geëet nie en hy het ook niks gedrink nie. So kom ons hou die teks net tot daar. En dan as ons in Handelinge 22 en Handelinge 26 lees, dan vertel hierdie gedeeltes vir ons so 'n bietjie meer van hierdie gebeurtenis. En as ons al 3 hierdie gedeeltes saam sit, dan kry ons 'n mooi prentjie. Handelinge 22 vers 6. Toe ek op reis was, naby Damaskus gekom, het daar teen middag, dis belangrik, né? Teen middag het daar 'n sterk lig uit die hemel uit op my gestraal. Ek het op die grond neergeval en 'n stem vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u Here? Het ek gevra. Ek is Jesus van Nasaret, het hy my geantwoord.
dit is vir my wat jy vervolg. Die mense wat saam met my was, het wel die lig gesien, maar nie die stem verstaan van hom wat met my gepraat het nie. Toe vra ek, wat moet ek doen, Here? En die Here sê toe vir my, staan op, gaan na Damaskus toe, daar sal alles vir jou gesê word, wat God bepaal het, dat jy moet doen. Die skerp lig het my blind gemaak. My reisgenote moes my aan die hand lei. Hy is hier besig met die Jode in Jerusalem, vertel hy van sy bekerings ervaring. Handelinge 9 is eintlik in eerste persoon waar dit beskryf word wat met hom gebeur het. Presies hier in Handelinge 22 vertel hy vir die ouens in die tempel in Jerusalem wat met hom gebeur het. En dan as jy na hoofstuk 26 toe gaan, vers 12, is hy voor koning Agrippa. En dan vertel hy vir hom in vers 12 wat gebeur het. Terwyl ek hieroor na Damaskus toe op reis was, die vorige vers, ek het hierdie Christene so gehaat, dat ek hulle selfs in die buitelandse stede vervolg het. Terwyl ek hieroor na Damaskus toe op reis was, met volmag en in opdrag van die priesterhoofde en die Sanhedrin, het ek, die majesteit, helder oordag, langs die pad, 'n lig gesien wat uit die hemel gekom het. Dit was helderder as die son, en het tot my en my reisgenote geskyn. Ons het almal op die grond neergeval, en ek het 'n stem in Hebreëus vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Jy maak jou net seer deur jou te verset. Letterlik staan daar, hoekom skop jy so teen die prikkels? Wie is u, Here, vra ek toe, en Jesus sê vir hom, ek is Jesus die Here, dit is vir my wat jy vervolg, staan nou op, staan regop, ek het aan jou verskyn, om jou as my dienaar aan te stel, jy moet my getuie wees, getuie wees van wat jy my gesien het, en van wat jy my nou gehoor het, en wat jy my nog sien, en sal sien doen. Ek sal jou beskerm teen die volk, en so gaan dit aan. 3 verskillende gedeeltes, onthou wat ons altyd vir mekaar sê, dis nie iets wat jou benoud bekommerd moet maak nie, dit is verskillende weergawes wat die storie eintlik net volmaak. Daar gebeur 'n ongeluk op die hoek van die straat, 3 ouens sien dit, 3 ouens beskryf dit uit verskillende hoeke uit, en saam maak dit die storie vol. Handelinge 9 sê die vroeë kerk en die vroeë geskiedkrywers van die kerk is die tweede grootste gebeurtenis na Jesus se kruisiging en opstanding in die geskiedenis van die wêreld. Die bekering van Paulus. Hier gebeur iets wat die geskiedenis vir altyd verander het. Nou julle wat in die skool is, of nou uit die skool uit is, julle onthou wat is 'n protagonis en 'n antagonis in 'n storie, né? Die protagonis is die ou wat die storie dryf, dis die goeie ou, dis die saak wat voorgebring moet word, en dis waaroor dit gaan. En die antagonis is die ou wat eintlik die heeltyd hierdie pad wil belemmer. Dis nou wanneer hierdie ou op hierdie meisie verlief raak, en die protagonis is van die verhaal, dan kom ons altyd 'n ou liefde uit, en dan kan jy so voel in die storie, hier kom nou 'n kinkel in die kabel, en hier gaan nou eers spanning plaasvind. Partykeer kan die antagonis, dit wat hierdie bedoeling in die wiele wil ry, kan die weer wees. Dit kan jouself wees. En hier gebeur dit, die antagonis, wat teen die evangelie is, passievol, word verander na die protagonis, die een wat hierdie evangelie die werk in die wêreld invat. So kom ons staan sommer net so 'n bietjie stil vanmôre by Saulus. Julle sal onthou ons het die eerste keer met Saulus te doen gehad waar? Daar langs die klere, terwyl hulle vir Stefanus kruisig, stenig. En terwyl hy daar staan, as jy verder lees in ander getuienisse rondom hierdie gebeurtenisse in Paulus se lewe, sê hy, ek het dit goedgekeur. Ek het daardie moord goedgekeur. Ek het 'n thumbs up op my WhatsApp groepie gesit, toe hulle gevra het, moet ons aangaan met die steniging van Stefanus. Wie is hierdie Saulus? Saulus staan bekend as Saulus, en dan later van hoofstuk 13 af as Paulus. Bietjie agtergrond, Saulus
kom uit die stam Benjamin uit. En Benjamin is die stam waaruit die koning gebore is, waaruit Saul gebore is, die eerste koning van Israel. Waarskynlik is Saulus sy Joodse Hebreëse naam afgelei van die eerste koning Saul. Hy is 'n Hebreër van die Hebreërs, hy is 'n Fariseer, is belangrik om dit te onthou. 'n Fariseer het die wet van die Here uit sy kop uit geken, vorentoe, agtertoe. Die Judaïsme, die Joodse godsdiens was vir hulle ononderhandelbaar. 'n Suiwer Joodse godsdiens was hulle passie. Dit is alwaaroor dit gegaan het, en enige iets wat afgewyk het of 'n geringe aanpassing hiervan wil bring, is letterlik hand en tand aangevat en uitgewis. Hy was 'n student van die beste rabbi Gamaliel in Jerusalem. Jy kon nie beter kry as Gamaliel. So hy is op die beste van die beste terreine, universiteite, is hy opgelei in die Joodse godsdiens. So hy het die hele Ou Testament geken. Hy het 'n Messias verwag. Hy het geglo iemand gaan kom. Hy het geglo die profeseë van die Ou Testament gaan waar word. Hy het 'n opregtheid in sy gees gehad rondom die Joodse godsdiens. Maar hy word ook van hoofstuk 13 af aangespreek as Paulus. Dit was waarskynlik sy Griekse Hellenistiese naam. Sy pa en ma was Jode gewees, maar hulle het waarskynlik in 'n Grieks-Hellenistiese Romeinse omgewing groot geword. En as jy in 'n sekere dorp gebly het, dan het jy baie keer Romeinse burgerskap gekry. Hy kon Romeinse burgerskap gekry het of op een van 3 maniere, omdat jy in daai dorp gebly het en hulle het vir jou gegee het, of jou pa het gekoop het, of jy dalk iewester 'n pa gehad het wat in die Romeinse weermag iewers diens gedoen het. En dan het jy hierdie burgerskap gekry. Paulus was waarskynlik sy Griekse naam. Dit was die naam wat bekend was in die Hellenistiese wêreld. Hy het Romeinse burgerskap gehad. Dit is bitter belangrik om te onthou, want op 'n later stadium, as ons vorder saam met Paulus, dan sien julle dat dit vir hom tot voordeel gebring het. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. En hier in hoofstuk 26 is hy voor die koning Agrippa. Hy is op pad na Rome toe, en hy doen dit, en hy kan dit doen omdat hy 'n beroep doen op sy Romeinse burgerskap, om die keiser te gaan sien. So God weet dit al hoeveel jaar terug, nog voordat hierdie man gebore is, het hierdie ou Romeinse burgerskap, sodat hy op die einde van die dag by die keiser kan uitkom, sodat hy in die teenwoordigheid van die keiser kan sê, vir my is my lewe Christus, en om te sterwe wins, Jesus is die verlosser. Fanaties. Hierdie ou was fanaties. Wat was sy teiken? Hoofstuk 9 vers 1. Saulus het soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here. Hulle het nie nou al as Christene bekend gestaan nie. Hulle het bekend gestaan as die volgelinge van die weg. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, sê Jesus, en almal wat in Jesus geglo het, het bekend gestaan as die volgelinge van die weg. Van Jesus, die weg. Hy was soos 'n besetene, het hy agter hierdie volgelinge van die Here, het hy gegaan met een doel voor oë. Hy wou hulle uitroei, hy wou hulle na Jerusalem toe sleep, op 'n ander plek, in een van die ander getuienisse, om hulle dood te maak, om hulle te mishandel. Dit was sy passie gewees. So, sy motivering was wat? Hy was opreg. Paulus was opreg in dit wat hy gedoen het. Paulus het met sy hele hart geglo, met al sy energie, dat die Ou Testament 100% God se woord is, maar dat hierdie Jesus, wat hulle sê die Messias is, en gesterf het sogenaamd en uit die dood uit opgewek is 'n bedreiging, is 'n vals leer, is godlasterlik. En daarom het hierdie Paulus opreg teen hierdie nuwe leer van hierdie mense van die weg in opstand gekom. Die grondteks sê, hy het asem ingetrek en asem uitgeblaas met woede, met haat. Soos 'n perd. Die woord wat hier gebruik word is eintlik 'n perd wat reg staan, en julle kan daai prentjies onthou van 'n perd, as hy so inasem en hy blaas so uit, né? Hy het haat ingeasem en hy het moord uitgeblaas. Dit was hoe hy beskryf is.
Hy het hierdie mense vervolg, vrouens, kinders, mans, almal, om op die einde van die dag hulle uit te roei, omdat hulle in opstand was. Paulus was opreg gewees, maar hy was opreg verkeerd gewees. Hy was opreg gewees om hierdie nuwe leer te probeer uitwis, maar Paulus was verkeerd gewees in dit waarmee hy besig was. En dan gebeur daar 'n baie interessante ding. Hy het briewe, hy het lasbriewe en hy gaan Damaskus toe. Damaskus is 250 km noord van Jerusalem af. En nou is hy saam met 'n klompie ouens, is hy op pad soontoe. Dit sou waarskynlik 6 tot 10 dae gevat het om tot daar te kom. Waarskynlik met perde, geloop, hoe hulle ook al daar gekom het, op pad na Damaskus toe. Hoekom Damaskus? In Damaskus was 'n groot klomp mense, dis in Sirië, was 'n groot klomp mense wat Jode geword het, en Paulus is bekommerd dat hierdie evangelie na Stefanus versprei word, dat dit Damaskus gaan haal, en dat daar al 'n klomp ouens in Damaskus is, wat besig is om hierdie Jesus en hierdie weg aan te hang. So daardie groot stuk groeipotensiaal wat daar nie gebeur is, wou hy uitroei, en daarom vat hy briewe en toestemming, en wil hy daar in Damaskus 250 km verder, waar hy hulle gaan haal, die aanhangers van die leer van die Here, van die weg waar hy daar gaan kry, mans en vrouens, om hulle gevange te neem, en hulle terug te bring Jerusalem toe. Partykeer, julle kan ons so opreg wees, in dit waarmee ons besig is, dat ons bereid is om 10 tree te gee, opofferings te maak, maar ons kan opreg verkeerd wees. Ons kan met dit wat verkeerd is besig wees. Jy kan so teen hierdie leer opklim, skryf Stephen Covey, en jy spandeer soveel tyd teen daai leer, en as jy bo kom, kom jy agter die leer is teen die verkeerde manier. En dan gebeur hierdie ingryping hierso, skielik. Toe hy nog so op reis was naby Damaskus, het daar skielik 'n lig uit die hemel uitgekom. En die ander tekste kom help ons nou teen middag, soek ek nou die woord. Middag kom daar so 'n helder lig in hierdie Midde-Ooste son, dat dit hulle almal omkant vang en oorweldig. Skielik is hierdie lig uit die hemel en het dit op hom gestraal. Dit het hulle op die grond laat neerval. As jy 'n skildery oorkyk, dan sien jy die perde en almal het van die perde af. Nêrens te praat die teks van perde nie. Maar die mense het maar veronderstel dat hulle op perde gery het. Maar almal van hulle word deur hierdie lig, word hulle oorweldig en hulle word op die grond neergeval. God is besig. God is besig met sy plan. 'n Man wat opreg is, wat opreg verkeerd is, sy pad kruis met 'n God wat 'n passie het, dat hierdie goeie nuus van Jesus die hele wêreld moet bereik. En dan gebeur daar 'n baie interessante ding. Hy hoor die stem van die Here. Hy hoor 'n stem, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Die tekste sê, hulle het dit almal gehoor, party het dit verstaan, party het dit nie verstaan nie. Hy het hierdie woorde gehoor. Saul, Saul, waarom vervolg jy vir my? En dit is baie interessant, ek hoop julle het dit raak gelees. As 'n mens hier hoor, is God eintlik besig om nou hier met Saulus in 'n argument betrokke te raak, en hy vra vir hom 'n interessante vraag. Hy vra nie vir hom, waarom vervolg jy my disippels? Waarom vervolg jy die mense van die weg nie? Waarom is jy op pad om ander mense te vang, seer te maak en dood te maak? Waarom vervolg jy my? En hierdie is baie belangrik om dit raak te sien, want die God, die skepper God, my en jou God, wat op reis is saam met Paulus, en wat op reis is saam met sy evangelie, is nie 'n ver af God nie. Dit wat met sy mense gebeur, raak hom direk waar hy op die troon sit in die regterhand van God. Paulus, as jy iets aan een van my kinders hier op aarde doen, dan doen jy dit direk aan my. Dit gaan my nie onaangeraak verby nie. Jesus self sê op 'n dag, dit wat julle, die geringste wat julle doen aan hierdie mense, doen julle dit aan my.
Dit wat julle nie aan hulle doen nie, doen julle nie aan my nie. En hulle kon nie verstaan wat aangaan nie, maar eintlik wou Jesus kom verduidelik hoe ineengevleg is hy nie met sy kerk en met sy volgeling nie. En hier is 'n waarskuwing, en hier is hy met Paulus besig, en hy het hom hier besig in die hare, en hy sê vir hom, luister my maat, as jy my mense seer maak, dan maak jy vir my seer. As jy my mense tronk toe sleep, dan sleep jy vir my tronk toe. As jy my mense doodmaak, dan maak jy my dood. En dis hoe ineengevleg is hy, en dis hoe die Here, en ek wil sommer vir jou bemoedig vanmôre, en waarsku, hoe ons met ander mense, met die Here se mense op hierdie aarde, handel en wandel, doen ons nie net aan sy mense nie, maar aan homself. Maar, as ek en jy swaar kry vir die evangelie, en jy word uitgelag by die werk, en jy kry swaar vir jou liefde wat jy teenoor Jesus openbaar, moet jy ook weet, dat dit nie net teenoor jou gedoen word nie, maar dat jou God en jou Vader en jou Verlosser Jesus aan die regterhand van God dit intens en direk beleef, asof aan hom gedoen. En dan moet ons wag vir die dag, of daai mense moet tot inkeer kom en tot geloof kom, of die dag wanneer hulle dan voor die troon van die Here gaan staan, gaan dit dan op die tafel kom. So jou swaar kry en my swaar kry vir die evangelie, gaan God nie onaangeraak verby nie. Hy is intens bewus daarvoor. Nota, wees asseblief versigtig hoe ek en jy met God se kinders omgaan of nie omgaan. En in daai oomblikke, terwyl hy daar besig is, vra die Here vir hom, of vra hy vir die Here hierdie vraag, wie is u Here? En is belangrik, daardie woord Here daar, is nie die woord Jesus, Here, Kurios, soos wat ons nou gaan lees. Hierdie was 'n goeie gemanierde antwoord. Hier gebeur iets bonatuurliks, hy helder lig, hy lê op die grond, hy hoor 'n stem praat, en hy sê, meneer, wie praat nou? Wie is dit wat met my praat nou? En dan antwoord die stem, ek is Jesus. Dit is vir my wat jy vervolg. As jy my kerk vervolg, as jy die mense van die weg vervolg, vervolg jy my. Dis hoe lief ek my mense het, en dis hoe direk ek met hulle besig is. En hier vind 'n konfrontasie plaas, en aan die kantlyn moet jy nou vanmôre hierdie sprong maak om te sê, ja, dis interessante inligting van Paulus, dis nou lekker geskiedenis hierdie, maar so what? So what is, hoe lyk jou bekering? Hoe lyk jou wedergeboorte? Uit hierdie teks uit leer ons twee verskriklike belangrike goedes, wat deel moet uitmaak van jou en my wedergeboorte, om het waarlike wedergeboorte, 'n Bybelse wedergeboorte te doen, en te maak. Wat is die eerste belangrike ding, wat hier met Paulus gebeur? Paulus word gekonfronteer met wie Jesus is, en wie hy en hoe hy oor Jesus dink. En in hierdie gesprek, ek is Jesus, vir wie jy vervolg, is Jesus besig om Paulus se hele, Saulus se hele teologie hier eintlik op die tafel neer te sit en eintlik om te keer en uit te gooi. Want die Fariseer Saulus sê, iemand wat aan 'n kruishout vasgespijker is, volgens die Joodse godsdienst is 'n vervloekte. Geen manier dat hy die Messias vir die Jode kan wees. Ons weet nie waar was Saulus met Jesus se kruisiging. Hy het dit nie direk beleef nie, dalk was hy op 'n ander plek of hoe. Maar hy glo nie dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. Vir hom is die Messias iemand anders. Hoe kan dit iemand wees wat dood is? Nog te meer iemand wat aan 'n kruishout vasgespijker is, vervloek is. En nou loop hy hom vas in die werklikheid, in hierdie heerlikheid van God, wat op hierdie stadium met 'n wit lig hier plaasvind. En hy kom en Jesus konfronteer hom met Paulus, wie is ek regtig vir jou? Here, wie is u? Dis jy wat my vervolg. Maar wie is jy? Wie is u? Paulus word hierso gekonfronteer en hy kom
op 'n punt waar hy moet sê, maar my hele teologie moet verander. Hoe ek oor Jesus dink. Wie is Jesus? Jesus is die Messias, wat gesterf het aan 'n kruis. Hy moes hierso, terwyl hy hierdie stem hoor, wat hy glo dood is, onmoontlik is, hoor hy met hom praat, so die volgende tree wat hy moet gee is om te sê, die Jesus wat ek tot nou toe geglo het, mors dood is, lewe. Sy hele teologie word verander, sy hele siening van wie Jesus is, word hier verander. En weet julle ouens, as ons deur 'n bekeringservaring gaan en 'n wedergeboorte, om dit waaragtig Bybels te doen, moet ek en jy die eerste vraag antwoord, en dit is, wie is Jesus en wie is hy vir jou? Dit help nie net dat ek en jy iewester sê, maar ek het in die kerk groot geword, ek ken die Bybel, wie is Jesus? Jy kan so opreg wees met kerkbywoning, jy kan so opreg wees met Bybel lees en goed doen, soos Paulus opreg op pad is Damaskus toe, om die mense van die weg te gaan vang, maar opreg totaal verkeerd is. So wat is die een belangrike komponent van jou wedergeboorte? Wie is Jesus? Hoe dink jy oor hom? Is Jesus vir jou die Messias, die een wat gesterf het aan die kruis, wat vir jou sondes betaal het? Maar is Jesus vir jou die opgestaande lewende Here, wat nie net iewester dood is en 'n dooie datum op sy graf het nie, maar 'n leë graf. En so by the way, dis die enigste godsdiens, die godsdiens van die weg, wat 'n leë graf het van hulle leier. Al die ander groot godsdienste het iewester 'n graf met 'n datum, 'n datum van sterfte. Dis net die Christendom, die mense van die weg, wie se leier, se hoof, nie 'n sterfdatum het of 'n toegraf het, maar wat lewe. So wat is die eerste vraag wat ek en jy uit hierdie gedeelte uit moet vra, is wie is Jesus vir jou? Hoe sien jy Jesus? Is dit van jou waar? As jy sê, ek is wedergebore, is die eerste vraag wat jy moet antwoord, wie is Jesus vir jou? En dit is baie interessant as jy hierso die teks lees en jy lees dit na die ander ouens toe en jy lees dit in 22 en 26 en sien jy party het gehoor, party het gesien, party het verstaan. Paulus het hier met Jesus gepraat en wat my sommer opval in hierdie teks, mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand het iets gesien nie, maar Paulus het gesien. Jou ontmoeting met die Here, jou wedergeboorte is uniek, is persoonlik, is spesiaal. Daar's nie 'n resepie wat almal moet deurgaan nie. Miskien sit jy vanmôre hier so en dink, maar ek is regtig nie wedergebore nie. Ek is regtig nie 'n kind van die Here nie, want my storie is nie hierdie helder lig ontmoeting met God en ek het aan hom vasgeloop en ek het hierdie getuienis nie. Jy hoef dit nie te hê nie. Jy hoef dit nie te hê nie. God se pad en sy kruis met my en jou pad is baie persoonlik en individualisties. Maar daar's 'n paar goed wat moet gebeur binne in hierdie ontmoeting wat jy en God het. So moenie iemand anders se bekeringservaring joune maak nie. Miskien het jy op hierdie radikale manier het jy tot bekering gekom en miskien het jy 'n storie om te vertel vanmôre, maar dalk het jy in die kerk groot geword en jy het nie 'n before en 'n after lewe nie. Jy's nog altyd soos jy is. Maar dan moet iets verander in jou lewe. Jy kan nie dieselfde wees nie. Jesus moet op die einde van die dag jou Here en jou verlosser wees en iewester moet jy hierdie vraag antwoord soos Paulus hom geantwoord het in jou wedergeboorte. So dis baie belangrik en dan is Jesus met hom hier besig en hierdie teks gaan sommer dadelik oor na staan op en gaan na die stad toe, maar die ander teks help ons om te sê maar terwyl Jesus met hom besig was en hy gekonfronteer is met wie Jesus regtig is, sê die stem vir hom, hoe lank wil jy nog teen die prikkels skop? Ek is al hoe lank besig met jou om jou siening van my te verander, maar jy wil nie hoor nie. Hierdie is 'n ding wat gebruik is in die boerdery. Dit was 'n lang stok wat skerp gemaak was in die punt, en as jy osse gehad het wat in 'n juk getrek het, en die een os wou nie lekker saamwerk nie, dan het jy hierdie lang stok gevat, en jy het hom so op die bout gesteek met daai stok, en dan het hy besef, maar ek moet nou hier ingaan, en dan het hy sy ding begin doen. Maar jy het ook 'n os gekry wat wanneer jy hom steek met die ding hier aan die voet, het hy geskop.
En dan het hy in daai skerp pen in sy voet, sy hoef ingeskop of sy been ingeskop en het hy eintlik hierdie aanmaning, hierdie rigtinggewing, hierdie hulp het hy eintlik weerstaan en hy skop daarteen en hy word eintlik in die proses seer gemaak. Paulus, hoe lank wil jy nog hierdie rigting wat ek vir jou gee, hierdie betrokke wees in jou lewe, weerstaan en skop teen die prikkels, jy maak jouself seer? Ek is al lank al besig met jou. Jy weet van my, jy weet van my storie, jy weet van my sterfte, jy weet van my opstanding, jy weet van my wonderwerke, jy het dit dalk nie persoonlik beleef nie, maar jy weet dit. Dis oorvertel, daar is betroubare getuies wat hierdie goed vertel het, maar jy skop teen daai prikkels, Paulus. Jy is nie bereid om te aanvaar dat ek die Messias is, dat ek gesterf het, maar dat ek leef. Jy weier. Jy is so opreg in die Joodse wet, dat jy opreg verkeerd is, maar jy wil dit nie hoor nie. Jy wil dit nie hoor nie. Jy wil nie Stefanus sy getuienis en dit wat met hom gebeur het raak sien as my rigtinggewer, my betrokke wees in jou lewe nie. Jy daar gestaan by die klere van Stefanus en jy het gehoor hoe hy sê, ek sien vir Jesus staan aan die regterhand van God, ek sien die hemel oop, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, maar jy daai moord goedgekeur en van daar af, Paulus, het jy nog meer fanaties in die wêreld in betrokke geraak. Hoekom skop jy teen die prikkels? Die Here is met ons besig. Die Here is gedurig met ons besig. Die Heilige Gees is besig om ons te stuur en te lei. En dikwels is ek en jy, soos hierdie Paulus, teen hierdie prikkels besig en skop ons die teen en word ons eintlik net nog seerder in ons eie lewens. Hoe lank nog wil jy teen die stem van die Here, teen die leiding van die Here, teen die insette van die Heilige Gees in jou lewe rebelleer en skop? Jy maak jouself seer. Hoe lank, Paulus, wil jy dit doen? Dis deel van Paulus se bekering. Het jy al gewonder hoekom is hy so fanaties? Hier's 'n baie interessante sielkundige ding wat hier in die gang is, né? Die Heilige Gees, God is besig om hier in Paulus se hart te werk, Saulus se hart, om te sê, Saulus, jy is op die regte pad nie. Jy is opreg, maar jy is opreg verkeerd. Jy ken die hele Ou Testament, aanvaar net vir my is die Messias. Nee, ek wil dit nie doen nie. Hy hoor hierdie stem, en eintlik om hierdie stem stil te maak, wat doen hy? Dan sê die sielkunde, dan raak hy eintlik in hierdie uiterlike geweld betrokke en raak dit vir hom so verskriklik, want hy wil eintlik hierdie werking van hierdie prikkel hier binne in hom wil hy eintlik stil maak. En hy dink hy gaan dit stil kry deur fanaties hierdie mense van die weg uit te roei en te vang. Maar hoe meer hy dit doen, hoe groter raak hierdie stem hier binne in hom van jy is besig met die verkeerde ding en so is dit 'n vicious circle. En so verloor hy perspektief en raak hy 'n moordenaar. So wat wil die Here vanmôre vir my en vir jou kom sê? Luister vir my. Luister vir my. Moenie teen my stem, my besig wees met jou skop nie. Dit gaan jou seer maak. Daar's 'n ander manier. Daar's 'n ander manier en dan op hierdie stadium dan skielik loop hy in Paulus, Saulus se lewe vas, op hierdie bonatuurlike manier. En ek weet nie wat die Here in 'n mens se lewe partykeer moet maak, om jou op 'n punt te bring, waar jy hierdie genade van die Here aanvaar, en met Jesus vrede maak. So die eerste vraag in 'n mens se bekering, wat ek en jy moet vra is, wie is die Here? Wie is hy regtig? En hy besef sy teologie is verkeerd. En dan verander hy in 'n oomblik. En die tweede belangrike ding wat in Handelinge 9 nie so duidelik staan nie, maar wat in Handelinge 22 mooi uitgelig is, as hy hierdie eerste vraag saam met Jesus daar in hierdie helder lig deurgewerk het, en hy besef wie hierdie Jesus is, en sy kop verander, en sy teologie verander, is sy volgende vraag wat hy vir hom sê, Here, wat wil u nou hê moet ek doen?
So dis die tweede belangrike vraag. En dit is 'n nederige buig van die knie en jou afhanklikheid teenoor God bely en sterf in jouself. En dis so belangrik vir 'n Bybelse wedergeboorte. As jy moet weet wie Jesus is, jy moet luister na die stem, moenie skop teen die prikkels nie, en jou teologie oor Jesus moet verander, en jou teologie oor jou moet verander. Wedergeboorte, bekering beteken, jou manier van dink oor jouself, oor sonde, oor God, oor verlossing verander. En dis wat hier in die gang is, hier met Paulus. En dan die tweede ding is, jy moet jou knieë voor God buig. En wanneer Paulus sê, onthou nou, die fanatiese perd wat blaas, en mense wil gaan uitwis, kom hier op 'n punt waar hy voor die Here sy knieë knak, eintlik op die grond lê, en sê, Here, ek is op 'n mission. Ek wil die mense van die weg, wil ek gaan uitwis. Maar in hierdie konfrontasie, in hierdie heilige oomblikke in u teenwoordigheid, besef ek nou, dat ek verkeerd is. Ek besef wie u is, ek besef wie ek is. En ek knak my knieë voor u. Ware Bybelse wedergeboorte is om te sterf in jouself. Om jou knieë te knak voor die Here en te sê, Here, ek was op hierdie pad, ek is opreg met dit wat ek mee besig is, ek is besig met u, u is besig om aan my te werk, Here, ek besef wie u is, ek maak u my verlosser, en ek sterf van myself, ek gee oor. Wat wil u hê, moet ek doen? Gaan na die stad toe, sê hy vir hom, daar in die stad, sal jy hoor wat jy vir my moet doen. En dan gebeur hier 'n bitter interessante ding. So jy moet jou eie bekering vanmôre, moet jy so 'n bietjie onder die vergrootglas gaan sit en sê, is dit waar van my? Verstaan julle dat bekering, wedergeboorte beteken nie Bybel lees, kerk toe gaan, betrokke wees in die gemeenskap. Dit beteken wie is Jesus? En Here, wat wil jy hê moet ek doen? Dis 'n verandering van denke en 'n verandering van jou hele menswees. Van ek is op my eie weg, my eie passie. Nou wat wil jy moet ek doen? Die mense wat saam met hom op pad was, het spraakloos gestaan. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kan hy nie sien nie. Die teks sê hy was vir 3 dae blind gewees. Hy het nie geëet nie en hy het niks gedrink nie. Nou ek dink as jy met die lewende heerlikheid van Jesus hier te doen kry, dan gaan jy nie kan sien nie. Gaan lees die teks, as jy bietjie verder lees, ons gaan nou by Ananias vandag stil staan, dan is dit Jesus in wie persoonlik hy vasgeloop het hierso. Dis wie hy ontmoet het. Dis die opgestaande, lewende Jesus het in Paulus vasgeloop. En wanneer jy met daardie heerlikheid te doen het, kan jy nie sien nie. Dit verblind jou. As God nou in sy heerlikheid in hierdie kerkgebou moet verskyn, gaan ons gaan dit nie maak nie. Ons gaan nie teen daai heerlikheid kan staan nie. Maar daar's ook 'n stuk simbool hierin. Daar's 'n stuk simbool hierin van Paulus, jy die magtige warrior wat met opregtheid hierdie Jesus wil uitwis en die kerk van daardie tyd wil suiwer hou. Jy is met lasbriewe op pad Damaskus toe, die man in beheer wat nou deur jou mense aan die hand gelei moet word, die stad Damaskus in. Hierdie ding het waarskynlik gebeur so 'n entjie voor Damaskus, nie baie ver daarvan af nie. Van hierdie warrior wat die kerk wil gaan uitwis, na 'n hulpelose blinde mens wat deur ander mense aan die hand gelei moet word in hierdie stad. 3 dae van blindheid. Dit kom sommer net ook sê dat God besig is met hom en dat God in hierdie blindheid geestelik met hom besig is. Hy sluit hom af van die wêreld buite, sodat dit wat met hom nie gebeur het, dat hy op 'n manier dit kan internaliseer en daarmee kan besig wees. Dis te groot vir hom om dit sommer net so in die normale loop van die tyd sommer net te akkommodeer. Hy sit vir 3 dae blind, waar God hom stroop van sy eie sienings, van sy eie passie, van sy eie insigte, van sy eie sig om te gaan met 'n passie, met 'n visie om mense uit te wis na 'n blindheid, en in daardie blindheid is God besig om sy lig op hom te skyn, sodat hy geestelik kan sien soos wat God wil hê hy moet sien. En dis wat gebeur in ons wedergeboorte.
Wanneer jy deur 'n wedergeboorte gaan, dan kyk jy anderster na alles. Wanneer jy waarlik vir Jesus jou verlosser ontmoet het, moet ek en jy spreekwoordelik blind word, sodat ons eie sienings en ons eie insigte vir 'n ruk lank nie kan hê nie, daardeur moet werk, en dan ewe skielik ewester weer te kan sien, soos God kan ons laat sien. So vir 3 dae sit hy hier, en is God met hom besig. En in hierdie tyd is hy besig om te bid, en in hierdie tyd sien hy 'n gesig, as jy 'n bietjie verder lees, in Damaskus was daar 'n sekere man gewees, 'n volgeling van Jesus met die naam van Ananias, en die Here het in 'n gesig met Ananias gepraat. Nou kan julle sien hoe is die Here besig in een mens se wedergeboorte, maar hy's besig met iemand anderster om in daai persoon se lewe nou iewester 'n rol te speel. So gebruik God vir jou in 'n ander ou se wedergeboortepad, en vir my weer in iemand anderster sin, in joune en myne. En so is Ananias nie een van die groot bekende, groot sogenaamde apostels nie, maar net 'n gelowige ou daar in Damaskus. God verskyn in 'n gesig aan hom en sê, daar gaan 'n ou by jou uitkom, sy naam is Saulus, hy's blind. Ek wil hê jy moet hom die hande oplê en jy moet vir hom bid. Toe hy dit met hom deel, toe hy vir Ananias dit sê, het Ananias geantwoord, Here, hier is ek. En die Here het vir hom gesê, gaan nou reguit straat toe. Daai straat bestaan vandag nog steeds in Damaskus in Sirië. Hy gaan van die ooste uit dwars deur die weste van daai dorpie. Gaan na reguit straat toe. Gaan vra daar vir 'n ene Judas se huis. Daar by hom is 'n man wat uit Tarsus uitkom. Hy's besig om te bid. Hy het 'n gesig gesien, Paulus, Saulus, het 'n gesig gesien van 'n man met die naam Ananias, wat hom die hande sou oplê, sodat hy weer kan sien. Sien julle hoe werk God in mense se wedergeboortes, in mense se bekeerings, in jou, deur jou, met jou, ander mense in jou lewe? En dan is dit eintlik so 'n interessante draai, as ons 'n bietjie wegbeweeg van jou wedergeboorte, en wat met jou wedergeboorte moet gebeur, Here, wie's U, wat wil jy hê moet ek doen, na Ananias toe. En ek het vir die Here gesê, Here, ons het vandag by 'n oop Sondag, en ons moet nou vandag praat oor bedienings, en ons moet vandag praat oor betrokke wees, en in die kerk, en al daai goed. Hoe gaan hierdie teks, Handelinge 9 met Paulus se bekering, by tafeltjies hier buite uitkom, by mense wat in Basileia gemeente iewers hulle hand moet opsteek en sê, hier is ek. Wat wil U hê moet ek doen in Basileia gemeente? En dit het vir my so mooi duidelik geword, as jy na Ananias se storie kyk. Ananias hoor die roepstem van die Here, en die Here sê vir Ananias, ek wil jou gebruik. Ek het jou nodig in die lewe van iemand anders. Waarom is daar bedieninge in 'n gemeente? Sodat die Here in en deur dit in ander mense se lewens besig kan wees. En Ananias sê, Here, hier's ek. Hy hoor dit, vers 13, maar Ananias doen die mensding wat ek en jy ook vanmôre doen, en wat jy nou hier sit en klaar doen as jy hierdie tafel sien, en jy hoor ons begin beweeg na, Here, wat wil jy moet ek doen? Ek is gered, ek is op pad, Jesus, ek weet wie U is, ek het U aanvaar as my verlosser en saligmaker, ek dink in lyn met die Bybel, ek gaan hemel toe, wat wil U moet ek doen? Maar Here, nou stuur hy hom na Ananias, stuur hy nou na Saulus toe. Hy stuur hom na die hoofmafia-baas in Italië toe, wat nou 'n paar dae terug tot wedergeboorte gekom het, en nou ewe skielik 'n kind van die Here is, 'n volgeling van die weg is. Hy stuur hom nou na die ou toe, hy sê, Here, ons het gehoor van die kwaad wat hierdie man aan mense gedoen het, in Jerusalem, almal wat in U glo. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde, om ons almal gevange te neem, wat U naam aanroep. Askies, Here, askies met alle respek gesê, ek is bang vir hierdie ou, ek sien nie kans om na hierdie ou te gaan. En dis baie keer wat gebeur op 'n Sondag soos vandag. Jy is 'n wedergebore kind van die Here, jy antwoord op die eerste vraag, wie is Jesus? Maar die tweede vraag, wat wil jy hê moet ek doen, het 'n maar vooraan.
Maar Here dit, maar Here dat, maar Here so, maar Here dis nie ek nie, maar Here sis, maar Here dit, maar Here dat. En dan sê die Here vir hom, is die waarheid. Maar Ananias, gaan na daai ou toe, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies, vir konings en vir hulle in Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy nou vir my naam moet lei. Ek het 'n plan met hom, ek het 'n missie met hom. Gaan jy net, wees jy net gehoorsaam en los jy die res vir my. Dis wie hy is, dis wat ek met hom wil doen. Hy gaan swaar kry vir my, hy gaan dieselfde ondervind en beleef wat hy met mense gedoen het vir al hierdie jare, maar dis nie jou probleem nie, dis nie jou saak nie. Gaan jy net na hom toe en gaan doen wat ek van jou vra. En dis wat vanmôre op jou tafel kom. As jy vanmôre 'n wedergebore kind van die Here is wat hemel toe gaan, dan is vandag se oop Sondag 'n geleentheid waar die Here sê, Ananias, ek wil hê jy moet iets doen in Basileia gemeente vir my koninkryk. Nie vir jouself nie, nie vir jou eie verryking nie, sodat daar waar jy betrokke is, daar waar jy diensbaar is, daar waar jy gehoorsaam aktief iets doen, jy vir ander mense in my koninkryk, met wie ek 'n plan het, met wie ek op reis is, tot voordeel kan wees en gehoorsaam kan wees. So daarom is dit nie vanmôre 'n kerkspelery nie. Daarom is jy vanmôre sê ek is 'n wedergebore kind van die Here. Is die tweede vraag wat jy vir die Here moet antwoord. Die Ananias vraag wat sê, waar is ek in hierdie gemeente betrokke? Waar doen ek aktief iets om hierdie koninkryk van die Here verder te versprei? Ananias, Here, ek is bang, ek is benoud. Ek het nog nooit, ek weet nie of ek goed genoeg is nie. Ananias vers 17 het gegaan, hy het in die huis gekom, hy het Saulus die hande opgelê en hy doen 'n ongelooflike ding. Hy betrek hierdie moordenaar Saul in die geloofsgemeenskap in van elkeen van hulle wat die volgelinge van die weg is. En hoe doen hy dit? Hy spreek hom aan deur die woord te gebruik, broer. Saulus, broer. Jy's deel van ons. Jy het vir Jesus ontmoet. Jy het jou hart vir die Here gegee, jy het tot bekering gekom, jy is deel van ons. Ek is maar net eintlik die vroedvrou, ek help jou eintlik maar net vandag, ek moet my hande op jou kom sit, ek moet vir jou bid, sodat hierdie blindheid van jou kan weggaan, sodat jy vervul kan word deur die Heilige Gees, en sodat jy hierdie opdrag wat God oor jou lewe geskryf het, te gaan doen. Dis nie myne nie, myne is om hier by jou te wees en te doen wat die Here vir my gesê het. En dan sê die Bybel, hy het dit gedoen en onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval, hy kon weer sien. Hy het opgestaan, hy's gedoop daar. Hy's besny. Ek is oortuig daarvan dat Paulus die Fariseer op die 8ste dag besny is. So hy's as 'n babatjie gedoop in ons konteks. OK? Hy's gedoop in die verbondsdoop. God het gesê ek is jou God en ek wil jou God wees van jou nageslag. Hy is dit gedoen en dit is so. Toe hy hier sy hart vir die Here gee en hy kom tot wedergeboorte en sy geestesoë gaan oop nadat Ananias hom gebid het, toe word hy gedoop. Sy besnydenis word nie ewe skielik afgesny en ontken en as sonde of verkeerd uitgekry nie. Hierdie doop hier is 'n openbare identifikasie waar hy sê ek identifiseer nou in die openbaar dat ek met hierdie Jesus assosieer. Ek sien nie teen hierdie weg nie, ek volg hierdie weg en ek is vir hierdie weg. En hy gaan my gebruik in diens en hier is ek, gebruik my. En hy is vervul met die Gees en hy het opgestaan, hy het geëet, hy het sy kragte bymekaar gemaak. Saulus het 'n paar dae daar gebly in Damaskus. Volgende Sondag gaan ek verder aan met die skrifgedeelte. Twee belangrike vrae. Enige iemand in God se oë is God se +1. Die wêreld is God se +1. So lief het hy vir jou en vir my gehad dat hy op sy papiertjie geskryf het, my +1 is Marius Nel. My +1 is Saulus van Tarsus.
En hy's 'n moordenaar en hy's passievol verkeerd. Maar hy gaan paaie kruis met hom, hy gaan sy lewe verander, hy gaan tot wedergeboorte kom, hy gaan my volg. Selfs Paulus is nie te ver van my Jesus af om gered te word en gebruik te word. En Paulus is gered en gebruik. En nou baie interessant, hy verdwyn nou hier van hoofstuk 9 af, verdwyn Paulus van die toneel af. En Petrus kom op die toneel, en eers in hoofstuk 13 met sy eerste sendingreis kom Paulus weer terug. En dit gebeur so baie met wedergebore kinders van die Here. Ons kom tot bekering, ons gee ons lewe vir die Here, ons sê hier is ek Here, gebruik my, en dan gebeur hoofstuk 10 en 11 en 12 en dan is ons klaar. En so is die uitdaging vanmôre om sommer net te besef dat jy, as jy vanmôre dink, ek is nie goed genoeg nie. God het my seker in sy snippermandjie gegooi, want ek het regtig waar opreg opgemors. Dan wil die Here vanmôre vir jou sê, gaan kyk na Paulus. As ek bereid is om Paulus se lewe te verander, soveel te meer joune. En as ek vir Paulus gebruik in my diens, om my goeie nuus met 'n wêreld te deel, is jy nie te ver van my af, te opgemors, dat ek jou kan gebruik. Dankie. So wat wil ek vanmôre vir jou sê? Moenie jy uitgaan vanmôre en gaan sit en sê, maar ek kan nie, ek wil nie. As God vir Paulus kan gebruik, dan wil hy jou gebruik. Ons smyt onsself in die snippermandjie en ons gooi ander mense in die snippermandjie. En miskien moet jy sommer net weer gaan kyk na jou +1 kaartjie en as jy nog nie een het nie, dan moet jy vanmôre een kom vat. En daar skryf jy in, maar Here, hierdie +1, dis die ou met wie ek 'n pad wil loop, want ek wil hê u liefde moet by daai persoon uitkom. En jy skryf na vandag niemand af nie, want selfs Saulus is gered. Maak nie saak wie jou +1 is nie. Al dink jy, dis onmoontlik. Here, hierdie ou is 'n my snippermandjie. God het daai persoon liewer as wat ek en jy ooit vir God kan wees. So, Here, dankie dat U vanmôre met ons gepraat het. Dankie dat ons uit Paulus se lewe uit kon leer. Here, dankie vir wie U is. Dankie, Here, dat U die Vader, die Seun en die Heilige Gees is ons verlosser. Here, en hier is ons vanmôre. Ons wil graag sê, waar kan ek betrokke raak? Wat wil U hê moet ek in hierdie gemeente doen? Mag die genade van ons Here en mag sy liefde en sy teenwoordigheid met jou wees. En mag jy 'n wonderlike stuk kerkwees beleef as jy betrokke raak, ook in hierdie lewe van Basileia gemeente. Mag die Here jou ryklik seën. Amen.